Ek groet jou in die mooi naam van Jesus Christus. Het is vir my baie groot voorreg weer eens om met u te gesels hier vanuit Kerencha uit, die plek van veiligheid, die Pinkstergemeente, om daarop toespits, om 'n plek van veiligheid te wees vir elkeen, 'n plek waar jy jouself kan wees en self kan uitleef. Dit is wat die naam beteken. En ek glo en vertrou dat hierdie woord vanmôre ook vir jou sal beteken dat jy 'n plek van veiligheid kan kry, kan moed skep. Ja, jouself kan wees en kan vind dat die Here jou op uitsonderlike wyse kan optel en vernuwe. Ek het die afgelope tyd in ons gemeente gepraat oor verskillende onderwerpe. Soos ons op college geleer het, tematologiese prediking, waar ons oor sekere temas gepraat het, onder leiding van die Heilige Gees, onder die salwing van die Heilige Gees, maar om te praat oor onderwerpe soos aanbidding, lofprysing, hoe om die Here te loof, wat beteken lofprysing. Ons het gepraat oor die bloed van Jesus Christus, ons het die geregtigheid en die genade van God behandel, die krag van God, daarin dat ons toelating kan verkry in die allerheiligste, kan toegang verkry tot die wonder van God. En waarin word die krag van God in elkeen van ons as individu dan bewys? Ons het gepraat oor die vrede van God. Wat beteken dit om die vrede van God te hê? En al hierdie onderwerpe het daaroor gegaan dat dit nie net 'n gevoel is nie net gevoelswaarde dra nie maar net op die uiteinde van die dag iets is wat ons ervaar nie, maar dat dit werklik ware besluitneming is wat ons kan doen om te sê, ek wil in die geregtigheid van God wees, ek wil in die geloof staan, in verhouding tot God, in die krag van God, want dit beteken nie dat dit altyd met ons sal goed gaan, maar dat ons in elke situasie vrede met God kan hê. Dat ons die Here kan loof, al gaan dit nie goed nie, soos Paulus en Silas, soos Petrus, soos Stefanus wat gestenig is, en tog die Here kan loof en kan sê, ek sien die Here sit aan die regterhand van die Vader, terwyl hulle hom stenig, terwyl hulle hom gooi, soveel van die martelare, wat gebrand is op brandstapels, en dan kan in opregtheid uitroep en sê, ek vergewe julle, sonder 'n geskreeu van pyn, want ek glo dat die Gees sterker is as die vlees, en die Gees van God so in hulle was, dat hulle dit ervaar het om te sien wat die Here vir hulle kan doen, en geen vrees is te groot om die vrede van God weg te neem. En ek het gepraat oor vertroue. En ek dink van al hierdie onderwerpe wat ons bespreek het, is vertroue vir my eintlik die moeilikste. Want die vertroue wat ons in ons lewe beleef en hoe ons uitdrukking daarin gee, is gewoonlik gebaseer op die ervaring en belewenis wat ons het ten opsigte van ander mense. Die eerste vertrouensverhouding wat verbreek word is baie keer in jou ouerhuis. Die persoon wat jou moet beskerm, die persoon wat jou moet toevou in liefde, is juist die persoon wat dan jou te nakom, op een of ander wyse. Daardie persoon, daardie familielid wat jy moet vertrou, en wat jy in wie se hande jy vertrou word, is partykeer die een wat jou die seerste maak. Ons sien dit soveel keer in my spreekkamer rondom jou lelike woord molestering en al die tipe van dinge. Dit is familie, en die mense naaste in jou, wat jou die seerste maak, op finansiële gebied, op
watter gebied ook al. Ek is oortuig daarvan dat die teenoorgestelde van liefde nie haat is nie, maar verwerping. En daardie verwerping beleef ons vanweë vertrouensverhoudings wat verbreek word. In huwelike word vertrouensverhoudings gebreek, op verskeie maniere en verskillende maniere wat lei tot die einde van verhoudings, tot die einde van 'n huwelik. En daarom is vertroue so bitter moeilik. En vertroue is vir my ook 'n wederwysige. Dit is vir my amper 'n verbondsvertroue. Daar's 'n kontrakvertroue. Dit is mos wat 'n kontrak is. Ek sal sekere dienste lewer en vertrou dat jy my vir daardie dienste sal vergoed. Dis 'n vertrouensverhouding. En wanneer ek nie die diens lewer of dan die finansiële vergoeding daarvoor kry nie, is die vertrouensverhouding gebreek. En ons het dit soveel keer in ons lewe wat ons dit beleef. Jy koop 'n produk in die vertroue dat daardie produk en daardie voertuig is na alles wat die persoon vir jou sê dit is. En dan op die uiteinde word daardie vertrouensverhouding verbreek wanneer die produk dan nie opleef na die standaarde wat daar gestel was nie. Jy het vertroue oor liefde, vertroue oor groot oomblikke in jou lewe wat jy verwag en dan draai dit heeltemal uit. Want ja, swanger moeders verloor ook hulle babietjies en die vertroue op 'n mooi oomblik van geboorte draai dan heeltemal uit. Ons vertroue op 'n goeie ou dag en daar is siekte. En dan is die vertrouensverhouding verbreek. So vertroue is moeilik en ons het daagliks te doen met die verbreeking van vertrouensverhoudings. Ons weet dat ons God kan vertrou. Ons weet dat hy die skepper is van hemel en aarde. Ons weet dat in die geskiedenis van die hele Ou Testament het hy homself bewys dat hy betroubaar is, dat die mens maar in hom kan vertrou, en dat die mens baie keer die vertroue verbreek het wat God in die mens gehad het, want hy het 'n verbond met ons gesluit, hy het 'n verbond met die volk gesluit. So ook het hy sy seun aan ons gegee in die verwagting dat daar 'n teenprestasie sal wees, naamlik dat jy jou lewe sal aflê, dat jy hierdie genade en barmhartigheid ernstig sal opneem en met verantwoordelikheid daarom sal gaan. Daar's 'n vertrouensverhouding. Ons kan God vertrou. Hy is God. Hy is die enigste betroubare God. Daar is geen ander God soos hy nie. Alle goeie gawes kom van God af. Die mens het ander gode wat hulle meer teleurstel. En dit is wat ons ook beleef het, is dat die gode wat ons bou, die finansies of die rykdom of die eer of die faam, ja, die populariteit van hierdie wêreld en wat ons partykeer op leef en aanbid, lei ook tot absolute teleurstelling baie keer in ons lewe. Dat dit waarop ons vertrou het, maak ons nie regtig so gelukkig nie. Maar ek weet dat God kan, so dit is 'n gegewe. Dit het ons geleer in die Ou Testament, dit leer ons in die Nuwe Testament, en ek glo dat elkeen van julle dit in julle lewe geleer het. Maar ons weet ook dat die Here ons dan op 'n tweede plek vertrou met sy evangelie. Hy vertrou ons dat ons sal verkondig dat Jesus Christus gesterf het vir hierdie wêreld, vir ons sonde, en dat hy opgestaan het, dat hy na die hemel gegaan het om vir ons 'n plek voor te berei, en ons, soos wat Paulus so mooi gesê het, dat die Jode het hierdie wette en hierdie regulasies en hierdie tabernakel en hierdie dienste het hulle gedra tot nou toe, en ek en u kan nou hierdie evangelie verder dra. Paulus verheug hom daarin dat hy verkies was om hierdie evangelie te verkondig aan die heidene.
Wat 'n kosbare voorreg het hy dit geag. Wat 'n kosbare voorreg moet ek en jy dit ag, dat die Here jou vertrou met sy evangelie, met sy naam. Dat jy in sy naam kan uitdra, kan, duiwels uitdryf, siekes gesond maak. Hy vertrou jou met daardie gawes, die gawes van die Heilige Gees. Die vertroue wat die Here in jou het om te sê, jy kan my beeld uitdra. Paulus stel dit ook so mooi, hy sê, julle is die brief geskrywe. Hy gaan verder in Hebreërs en sê, die wêreld wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want hulle is onder hierdie magte, nie omdat hulle wil nie, maar omdat hulle daarin gedwing is, en ons het die evangelie, die verlossing wat die Here bewerkstellig het ek en u in ons lewe ervaar en beleef, en daarom vertrou die Here jou. Soos die Onse Vader sê, dat ons elke oggend moet bid en sê, Here, laat u naam deur my geheilig word, laat u koninkryk deur my kom, en u wil deur my geskied. Gee my daaglikse brood, dit wat ek moet uitleef, soos wat die Here Jesus gesê het, om die wil van my Vader te doen, is die brood wat ek eet, is my voedsel, is waarvan ek leef. En ja, al kom die versoekings, Here, want die versoekings gaan kom, die versoekings is daar, ons leef in 'n gebroke wêreld, ons leef in 'n wêreld waar Satan regeer. Dit sê die woord tog vir ons. En daarom is hierdie gebrokenheid hier, en is ons die lig en die sout, is ons die veranderende faktor, en God het ons daarmee vertrou, hy het ons vertrou met sy woord. En nou vertrou ons die Here. Maar as gevolg van ons geskiedenis, as gevolg van ons menswees, as gevolg van dit wat met ons al gebeur het, ons teleurstellings wat ons beleef het, van die mense wat baie keer die naaste aan jou is, mense wat beloof, hulle sal saam met jou op pad stap, die een oomblik so lief is vir jou, en dan die volgende oomblik hulle rug op jou draai, of jou dan wil skei, of jou wil skade aandoen. Kinders wat op jou skoot gesit het, en miskien dalk vandag jou skoot wil vertrap. Omdat ons daardie ondervinding het, en dit beleef, is dit partykeer moeilik om te vertrou. Ek moet dit self herken. Daar is dae wat dit vir my bitter moeilik is om die Here te vertrou, en dan wil ek uitroep en sê, het u my dan vergeet? Here, waar is u? Maar weet jy wat is vir my so kosbaar is, dat ek dit juist vind in een van die grootste geloofhelde van die tyd. Een van die grootste profete volgens my. Een van die manne wat reeds 1000 jaar plus voor Christus alreeds geprofeteer het wat Jesus Christus aan die kruis sou sê, die woorde van die kruis. Hierdie groot man van God, hierdie man wat in die allerheiligste inbeweeg het, sonder dat hy doodgemaak is. Dawid wat van die toonbrode geëet het toe hy honger was, God het dit toegelaat. Jesus self verwys daarna in Matteus 12. En hierdie godsman, hierdie man wat as jong man gesalf is as koning, wat Goliat verslaan het en wat soveel in sy lewe bereik het, wat so kan getuig van soveel wonders wat die Here gedoen het, en hom gebruik het om die volk weer te verenig, sodat die 12 stamme by mekaar kan wees. Hierdie man skryf 'n Psalm 13. 'n Psalm wat hy nie net skryf vir homself nie, hy skryf dit vir die musiekleier, dat dit gesing moet word, verkondig moet word. Dit is nie net iets wat hy in sy binnekamer wegsteek nie, maar hy roep dit uit om te sê,
weet jy wat, dit is hoe ek voel en dit is my belewenis en ek is seker julle het ook dit in julle lewe beleef. Nou ons weet van hierdie Psalm se agtergrond nie veel nie. Die geskiedskrywers kan nie vir ons dit uitwys presies wanneer en waar hierdie Psalm geskrywe was. Was dit in die tyd wat Saul hom vervolg het? Was dit al in die tyd wat sy eie seun sy vyand was? Was dit in die tyd wat hy gesondig het en dit miskien die vyand was wat hy hierin sal praat? En ek is eintlik aan die een kant bly dat daar nie 'n definitiewe is, want dan kon ek nie assosieer, omdat ek nie deur Saul vervolg is nie. Omdat ek nie sodanig deur vyande soos Filistyne of enige iemand anders aangeval word en ek dan moet uitroep teenoor God nie, maar hier is vir my 'n moedeloosheid wat Dawid uitspreek. Hy sê, hier is 'n lied, sing hierdie lied, want dit is 'n lied wat ons almal mee kan assosieer. En hy sê, hoe lank, Here, sal hy altyd deur vergeet? Het hy my vergeet? Dink jy nie meer aan my nie? Hoe lank sal hy vir my u aangesig verberg? En Dawid het geweet dat die Here beloof het hier in Moses se tyd beloof het dat ek my aangesig oor julle sal verhef en julle vrede gee. Julle genade sal gee as ek my aangesig oor julle laat skyn. Hy het dit geweet, hy het dit beleef, maar daar was dae in Dawid se lewe wat dit gevoel het asof die Here sy aangesig vir hom verberg het. Hy sê, hoe lank sal ek my planne beraam in my siel? Hoekom moet ek my kommer in my hart moet oor my oordenking wees? Hoe lank, Here, sal dit wees dat hierdie bekommernis so swaar op my is en ek net vasgevang word in my denke van verwerping, voel ek is verlore, voel daar is nie vir my hoop nie, voel dit het vir my te veel geword. Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? En hierdie vyand was nie die vyand, die Filistyn of daardie persone, dit kon Dawid veg, hy kon oorlog maak, hy het met God gepraat en gesê, Here, hoe moet ek aanval, hoe moet ek maak, en dan sal die Here sê, nee, hierdie keer moet jy wag vir die geritsel in die boom voordat jy aanval. Nee, moenie nou aanval nie, doen nou dit, doen nou dat. So, hierdie vyand, wat is hierdie vyand? Hierdie vyand is sy gemoed. Hierdie vyand is daardie moedeloosheid wat inkruip in elke een van ons se lewe, ook in 'n man van God se lewe. Wat dit partykeer voel is daar nie 'n antwoord nie, dit word te veel vir my, dit voel asof die Here nie my antwoord nie. Asof my dag se denke die hele tyd net gaan oor my drama en my moeilikheid en my seer en my verwerping en dit wat ek beleef. Hoe lank sal hy hom verhef? Aanskou tog, verhoor my Here, my God, verlig my oë, sodat ek nie in die dood inslaap nie. Het jy al in die dood ingeslaap? Hy praat nie hier van die lewe en die dood nie, maar daardie dood wat jy op 'n maandagmôre nie wil opstaan nie. Wat dit vir jou voel, jou siel gaan dood, jou gees sterwe in jou. Jy het niks meer hoop nie. Jy het niks meer geloof nie. Here, verlig my oë. Dit is so asof Dawid ween by God en ek leer hier my eerste les. Dat hy ween by God. Hy ween nie teenoor sy broers, hy ween nie teenoor almal nie, en dit is wat ons partykeer doen. Wat Israel gedoen het voordat hulle in die beloofde land ingaan, teenoor mekaar geween het en gesê het, hierdie mense is te groot, ons sal dit nie maak nie, en hulle kon die beloofde land nie ingaan nie, vanweë hulle ongeloof. In die dood inslaap. Daai wat jy nie wil opstaan nie.
sodat my vyand, hierdie adversary, hierdie teenkanting wat ek in my gees beleef, dit my nie oorwin nie. En laat hulle nie juig as ek wankel nie. En dan tussen 5 en 6de vers is daar nie 'n vers wat sê en toe die Here geantwoord en daar het 'n oplossing gekom nie. Nee, in hierdie omstandighede van hom, in hierdie krisis van hom, in hierdie moedeloosheid van hom, in hierdie absolute verslaandheid, het hy 'n besluit geneem, 'n absolute besluit, bo die emosie. En ek leer my mense dat trauma is enigiets waarvan die emosie sterker as die intellek, iets wat jy nie kan verstaan nie. En dan kom hy en hy neem 'n intellektuele besluit en sê, maar ek, hier is nie vir my oplossing nie, dit lyk asof daar niks is nie. Here, dit lyk asof U my nie eers antwoord nie. Maar vanweë gister en eergister en die getuienis van al my lewe, my persoonlike lewe, kan ek getuig dat die Here in elke geval waardeur ek gegaan het, was dit watter geval dit ook, watter saak dit ook al mag gewees het, hoe groot en hoe klein dit mag gewees het, hoe moedeloos en magteloos en hopeloos ek gevoel het die Here nog elke keer my deurgedra. En daarom kon Dawid sê, as ek terugkyk oor my lewe, miskien is dit nie onmiddellik my verandering wat ek nou graag wil hê nie. En dank die Here dat hy nie altyd ons gebede op ons manier antwoord nie. Ek het al gebede gebid en dan op die uiteinde van die dag dink ek die Here dit maar net geantwoord en dit was die grootste foute wat ek wou gehad het. Here, gee my hierdie lening, Here, gee my hierdie kar, Here, gee my hierdie oortrokke rekening. En dan is dit so asof die Here soos wat ons maak met ons kinders, sy sê, okay, vat net en eet, maar jou maag gaan seer word van al die lekkers wat jy eet. Maar doen dit nou maar en laat ons nou maar sien wat gebeur. En hier kom Dawid en hy sê in hierdie omstandighede, maar ek op U goedertierenheid, op U genade vertrou ek. My hart sal juig oor U heil. Daai horing van heil. Nou, die altaar het op elke hoek het hy 'n horing gehad. En dit was die horing van heil. As jy in konflik is, het jy daarna toe gehardloop, dit vasgegryp en dan kon niemand jou enige skade of enige vervolging aangedoen het voordat daar vir jou behoorlike kans gegee was om jou saak te stel. En so is die Here Jesus vir ons 'n horing van heil. Hy sê van, ek vertrou U. My hart sal juig oor hierdie verlossing wat U vir my bewerkstellig. Hy sê, ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Ek wil dit verklaar, ek wil dit glo, want jy sien, geloof is pistis. Een van die verklarings van die ou Hebreëus en Grieks van vertroue is pistis. Dis glo. Dis betag wat beteken om vas te hou, om oorgelewer te wees, om oortuig te wees, om met jou hele hart te glo. Dit is wat Spreuke dit tog so mooi sê in Spreuke 3, vertrou op die Here met jou hele hart en met jou hele wese, moenie op jou eie kennis staat maak nie. En dis wat Dawid hier sê, ek weet dat die Here het soveel goed vir my gedoen, dat dit wat hier vir my lê, daai stroompie sal weerkom, daardie antwoord sal weerkom, daardie groep sal weerkom, want ek vertrou die Here. So wat wil ek vandag vir jou sê? Ek wil vandag vir jou sê, dat tot Dawid het getwyfel. Dit beteken nie dat as jy 'n kind van God is, dat jy net die hele dag op 'n wolkie loop en presies weet wat om te doen en wat om te bid.
dat ons almal op 'n plek kom waar dit vir ons moeilik is, want ons vertrouensverhouding is gebreek met die mense wat reg rondom jou is. Dis waarom die Here sê, die woord sê, moenie op die mens vertrou nie. Vervloek is hy wat op die mens vertrou. Dit beteken nie daar is 'n vervloeking as jy op mense vertrou nie, maar die mens gaan jou teleurstel. In die bediening beleef jy dit baie, dit gaan gebeur. As dit nog nie met jou gebeur het nie, gaan dit met jou gebeur. En dit is nie negatief nie, die lewe is so, jou werkgewer gaan jou teleurgestel, die mens gaan jou teleur, daar's 'n pastoor wat jou gaan teleurstel, daar is 'n vriend wat jou teleur gaan stel, daar's 'n vrou en 'n man en 'n eggenoot en 'n kind, en jy gaan die vertrouensverhouding verloor. En daarom is dit moeilik, en God weet dit. Hy gooi jou nie weg as jy uitroep en sê, Here, hoe lank gaan U my nie? Hy gaan soos teenoor Jakob en sê, hoekom skreeu jy so? Weet jy dan nie, of het jy nie gehoor nie? Dis nie veroordelend nie. Daar was tye wat Paulus ook moedeloos was, wat Titus hom moes gaan bemoedig het om te sê, kyk wat so goeie werk het jy gedoen, hou net aan. Wat Paulus self sê, weet jy wat, daar kom tye wat ek maar vir myself moet sê, ag, ek is okay, ek het daarom iets vir die Here gedoen. Nie om te brag nie, nie om te roem nie, maar net om jouself te motiveer, want jy word ook moedeloos. Daar was tye wat die Here gesê het, wil julle almal my nie ook maar net verlaat nie. Wat hy uitgeroep het en gesê het, gaan julle net op die boot, laat ek wil net bietjie alleen wees. Wat hy ook moedeloos was. Wat hy uitgeroep het en gesê het, wat sê die mense, wie is ek? Want daar is nie vir hom 'n staanplek nie, hy het nie eers 'n plek om te lê nie. Die jakkalse het gate, maar hy het nie. Hy het dit self gesê. So ek wil jou bemoedig as jy vandag of gister of môre so voel dat jy voel, alles het my verlaat en ek het nie hoop nie, ek het nie rigting nie. Dawid het ook so gevoel, maar die antwoord daarin lê dat ek my gees onder die gees van God sal stel, my gedagte onder God se gedagte sal stel en sal sê, ek weet, ek het nie 'n antwoord nie, maar God het 'n antwoord en hy het my nog nooit die vertroue verbreek nie. Ek het die Here baie keer teleurgestel. Ons sien dit in die hele woord, hoeveel die mens God teleurgestel het en hulle nie weggegooi het nie, maar gesê het, vertrou my nog, vertrou my nog, vertrou my nog. Die volk gesê, vertrou my. En ek en jy moet, die krag van God word daarin geopenbaar, dat ons wel dit kan regkry om ons gees onder die gees van God te stel. Daardie vermoë sal God deur sy gees vir ons gee, om ons wil, ons moedeloosheid, ons magteloosheid ondergeskik stel aan die krag van God, en dan soos Dawid te kan sê, maar ek, my gemoed sê anders, my wese sê anders, my liggaam sê anders, maar ek, die mense rondom my sê anders. Soos Jairus, hulle sê, los die meester, jou dogter is dood, dan sê hy, ek sal glo, maar ek sal op die goedertierenheid van die Here vertrou. Ek sal vertrou dat sy genade vir my genoeg is. En ek wil jou bemoedig vandag, waar jy jou ook al self mag bevind, in watter toestand, jy's nie 'n slegte Christen, jy's nie 'n swak mens, as dit ook is, vanweë al hierdie menslike dinge, is dit partykeer moeilik om te vertrou. Die woord vertroue, die uitlewing vertroue, is nie so eenvoudig nie, want mense stel jou teleur, maar God sal jou nooit teleurstel nie. Roep dan uit, daar waar jy is, maar ek, op u goedertierenheid, op u genade, sal ek vertrou. My hart sal juig oor u heil, ek sal sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het, in die geloof, in die vertroue,
dat hy sal. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees. Amen.